Dames en here, hierdie is Econ 211 makro-ekonomie en ons is besig met studie-eenheid 4. Dit is hoofstuk 8 in Fourie en Burger en die fokus is op groeiteorie. In die eerste video het ons gepraat oor hoekom ekonomiese groei belangrik is en wat die belangrike drywers is van groei. En in hierdie een kyk ons na die Solow-model van ekonomiese groei. In die Solow-model word die produksiefunksie beskryf as volg. Ons sê dat uitset Y hang af van of is 'n funksie van die hoeveelheid arbeid, die kapitaal, die mensekapitaal en die tegnologie wat in die produksieproses gebruik word. Nou, om die ontleding te vereenvoudig, sluit ons die menslike kapitaal H eers uit en ons gebruik hierdie selfde produksiefunksie as wat Robert Solow gebruik het om groeiteorie te ontwikkel en waarvoor hy in 1987 die Nobelprys gewen het. Vir die res van hierdie hoofstuk fokus ons op die Solow-model. Solow maak belangrike aannames wat jy moet weet. Eerstens neem hy aan dat daar is afnemende grensopbrengs van kapitaal en arbeid in die produksieproses. Dit beteken mos eenvoudig dat wanneer jy meer kapitaal byvoeg in die produksieproses of meer arbeid, is die ekstra eenhede wat geproduseer word minder oor tyd. So as kapitaal of arbeid sou toeneem met 10%, gee dit aanvanklik 'n toename in die vlak van uitset van 8 en dan word dit 7 en dan word dit 6 en mens sien dit in die helling van die totale produksiekromme wat oor tyd platter word. Soos wat daar meer kapitaal in die produksieproses gebruik word, is die ekstra uitset wat mens daarvoor kry minder en minder. Tegnologie het nie afnemende opbrengs nie. So as tegnologie met 10% toeneem, dan neem uitset met 10% toe. En dit word aangedui deur 'n verskuiwing van die produksiekromme. So die totale produksiekromme skryf opwaarts wanneer tegnologie verbeter en daar word dan eintlik meer uitset geproduseer vir elke vlak van arbeid en kapitaal wat in hierdie produksieproses gebruik word. Tegnologie is dus 'n belangrike drywer van groei. Nou die Solow-model word tipies uitgedruk in per capita terme, want ekonomiese groei verbeter eintlik net lewensstandaarde as mens kan sê daar is per persoon in die ekonomie ekonomiese groei besig om plaas te vind. So ons wil nie net gewone groei hê nie, ons wil seker maak dat die groei van die ekonomie ook meer is as die groei van die bevolking. So ons praat hierso van uitset per werker. Dit word op ander plekke ook na verwys as inkomste per werker of selfs as BBP per capita. Hoewel hierdie natuurlik nie presies dieselfde is nie, is dit doodreg vir ons doeleindes om dan die afhanklike veranderlike in ons vergelyking so in per werker terme uit te druk. Dit beteken dat mens nou eintlik reg deur die funksie met die aantal werkers moet deel en aan die regterkant beteken dit dat ons dan sê dat uitset per werker is nou 'n funksie van die kapitaal per werker en tegnologie. Tegnologie word nie deur die aantal werkers gedeel nie, want tegnologie is vir almal beskikbaar en hang dus nie af van die hoeveelheid werkers om 'n positiewe invloed te hê op ekonomiese groei nie. So 'n volgehoue toename in hierdie uitset per werker waarvan ons praat. Dit is mos maar wat ekonomiese groei per capita is. Dit word in hierdie model gedryf deur spare en investering wat dieselfde is as om te sê kapitaalvorming. Daar is nou meer kapitaal per werker. Die groei van die arbeidsmag speel 'n rol, so veranderinge in die hoeveelheid arbeid of die grootte van die bevolking het 'n invloed. Ons gaan nou na meer besonderhede daarna kyk. Tegnologiese vooruitgang en daarmee ingesluit die verbetering van instellings wat die arbeid meer produktief maak, verseker lei dit tot ekonomiese groei. 'n Verbetering van mensekapitaal sou ook belangrik wees, maar ons ontleed dit nie op die oomblik nie. So as ons nou die Solow grafiek teken in per werker terme, kan jy sien hier op die vertikale as, dit is dan uitset per werker en op die horisontale as die kapitaal per werker. Dus, as die hoeveelheid kapitaal nou sou toeneem, dan dui ons dit op die grafiek aan as 'n skuif langs die totale produksiekromme. Daar kan jy sien dat kapitaal is 0, teen K0 en N0,
En hier het kapitaal nou toegeneem na die vlak K1, maar die bevolking is nog steeds op die vlak N0. So 'n toename in kapitaal lei tot 'n skuif langs die totale produksiekromme. Dit is verseker dan 'n toename in uitset wat hiermee gepaard gaan. Maar soos julle kan sien, soos wat mens verder langs die totale produkkromme beweeg, het jy baie groter toenames in kapitaal per werker nodig om 'n klein toename in die uitset per werker te kry. En dis daardie afnemende grensopbrengs wat ons van gepraat het. As slegs die aantal werkers in die ekonomie toeneem en die kapitaal bly konstant, dan neem kapitaal per werker eintlik af. En dit sal 'n skuif na links op die TP-kromme wees en uitset per werker sal afneem as daar meer werkers is, maar alles anders bly dieselfde. As kapitaal en arbeid met dieselfde proporsie toeneem, dan verander die uitset per werker nie. As net die tegnologie toeneem, dan skuif die TP-kromme opwaarts, soos hier aangedui word, en dan vir die oorspronklike vlak van kapitaal en aantal werkers, kry mens dan 'n hoër vlak van uitset per werker as gevolg van hierdie verbetering van tegnologie. Dis die belangrike drywers van ekonomiese groei. Om op te som, as mens wil volgehoue groei hê in uitset per werker, sal 'n volgehoue toename in die aantal werkers op die grootte van die bevolking help? Nee. As slegs die bevolking groei, dan neem die uitset per werker af. Sal 'n volgehoue toename in kapitaal help om volgehoue groei te verseker? Ook nie. Dit sal wel uitset per werker laat toeneem langs die produksiekromme, soos ons hom reeds ken, maar omdat die helling afplat en daar hierdie afnemende grensopbrengs is dit nie 'n volhoubare manier van ekonomiese groei nie. As kapitaal en arbeid toeneem, ons weet, dit maak nie 'n verskil aan uitset per werker nie. Dit bly konstant. Volgehoue groei kan net plaasvind as gevolg van 'n verbetering in tegnologie. Dit is die groot deurbraak van die Solow-model. Om te verstaan dat 'n ekonomie kan vinniger groei deur te spaar en te investeer en meer kapitaal per werker by te voeg, maar op die baie lang termyn is dit eintlik dan die verbetering van tegnologie wat arbeidsproduktiwiteit verhoog, wat lei tot volgehoue langtermyn ekonomiese groei. Om saam te vat, die Solow-model gee vir ons 'n verduideliking van langtermyn ekonomiese groei aan die hand van 'n produksiefunksie, en ons kan duidelik sien wat die drywers van groei is in hierdie konteks. Die volgende video delf so 'n bietjie dieper in die Solow-model en ons praat oor die konsep van gebalanseerde groei binne in die Solow konteks. Bly ingeskakel.